Goeienaand en welkom so van my kant af. Dit is so lekker om elkeen van julle te sien en welkom by ons aanddienste. Ons is so opgewonde en ons sien so uit na vanaand om eerlik met julle te wees. Ek is regtig opgewonde, nie net oor die feit dat ons aanddienste afskop nie, maar oor wat hierdie jaar vir elkeen van ons inhou. So ek hoop regtig dat jy in is, dat jy vas is en dat jy opgewonde is, want vanaand as jy dalk hier is vir die eerste keer, jy het nog nie regtig van ons aanddienste bygewoon nie. Jy kom gewoonlik in die oggende of jy's dalk net iemand wat daarvan hou om net in die aande by te woon, maar jy is nie seker hoekom ons 'n aanddiens het nie, jy is nie seker hoekom presies ons dit doen nie. Vanaand gaan ons 'n klein bietjie oor wat is die visie rondom ons aanddienste? Wat is dit wat ons graag wil bereik in ons aanddienste? Maar ek glo genuine dat vanaand se boodskap persoonlik tot toepassing vir elkeen van ons is wat hier so sit. Dat hierdie boodskap iets is wat jy saam met jou kan vat reg deur die jaar en daar's 'n teksgedeelte wat ek met ons gaan deel wat eintlik iets is waarna ons oor en oor gaan verwys, iets wat ons vas gaan hou en iets wat ons regtig as 'n gemeente, veral in die aanddienste, regtig gaan koester. So ek is regtig opgewonde en ek sien regtig uit na vanaand se boodskap. Maar voordat ons daar gaan, net 'n herinnering, as jy voor jou scan en daar's 'n QR-kode, jy kan die preeknota volg. So net vir ingeval, ek weet einde van 'n week, dit was dalk 'n harde week terug. Dis dalk die tweede of die derde week en dit was 'n harde week geweest. Jy het die volle reg om net vir 'n oomblik te lyk of jy bid en so 5 tot 10 minute te bid. Ek verstaan. My stem is baie keer baie soothing whip-back, dat jy na die tyd gaan sê, ek weet nie wat ek gehoor het nie, maar great boodskap. Dankie, ek waardeer daai kompliment verskriklik baie. Maar die uitnodiging is eintlik maar, die preeknota is daar om terug te verwys, as jy wonder oor 'n teks, of jy het 'n vraag of ietsie, kan jy maklik daarna verwys. So kom ons spring in vanaand in, en kom ek vra eintlik maar die vraag, wat elkeen van ons, dink ek, moet hoor. So, veronderstel jou, en ek dink hier is 'n vraag wat elkeen van ons al baie gehoor het, maar dink dit gou vir een oomblik, het jy al ooit iets gedoen en gewonder, wanneer gaan jy nou begin die resultate sien? En wanneer ek bedoel ek enigiets wat te doen het met jou nuwejaars-voorneme. Jy het al dalk gesê, een van die goed wat ek gaan doen, en ek verwys na niemand spesifiek nie, hierdie jaar gaan ek begin oefen. En proof in the pudding, ek was daar om dit te sien, en daar's 'n rede hoekom sy bynaam Tier is. Nog 'n makkerig getief, maar hy raak wilder soos dit aangaan. Ek speel sommer maar net, maar ek dink weer eens, jy het gewonder en gedink, okay, ek het nou begin my proses, ek weet ek moet beter eet, ek weet ek moet ook begin oefen, maar hierso by 12 ure in jou nuwe dieet, en wonder jy, ja, maar het ek al 'n paar sentimeters verloor, het ek al op die skaal, en 24 ure in jou nuwe dieet, en dan klim jy op daai skaal, dan sê jy so, ek weet nie of hierdie ding werk nie. Ek weet nie of hierdie dieet vir my is nie. Dalk 'n week in, jy's dalk bietjie meer konservatief en weet, dinge verander nie so vinnig nie, maar 'n week in voel dit vir jou, nee, ek het gewig opgetel en ek het al die suiker uitgesny, al die carbs uitgesny, dis veronderstel om te werk. En jy vra hierdie vraag, maar dit wat ek nou doen, gaan dit regtig vir my die resultate gee wat ek nodig het? Jy's dalk bietjie meer op 'n ander journey op die oomblik. Jy's dalk op 'n finansiële reis en dink, ja, hierdie is die jaar dat ek skuldvry gaan wees. Hierdie jaar gaan ek al my skuld afbetaal. As jy nog nie skuld het nie, moenie skuld kry nie. Dis die nommer 1 tip wat ek kan gee rondom finansiële advies, is hierdie jaar gaan die jaar wees, en jy het hierdie tipe van 'n spaarplan, en jy dink by jouself, okay, ek gaan elke maand die helfte van my salaris wegsit, en dan hierso teen die eerste week besef jy, okay, nee, helfte is 'n groot nommer, is 'n groot hoeveelheid. Dan begin jy stadig maar seker, en dan hier teen die derde week sê jy, ag, dit gaan in elk geval nie saak maak as ek alles gebruik nie. Ek sal volgende maand weer begin, en dan as jy weer sien, dan het jy 'n kredietkaart en jy's in skuld en hy's max. Dan ek verwys nie na enigiemand nie, maar dit kan gebeur, en jy dink, ja, hierdie jaar ek probeer hierdie plan toepas, ek probeer dalk hier geld wegsit, ek probeer hier spaar, ek probeer 'n belegging hier maak, maar ek weet nie of dit werk nie. Miskien sit jy en jy's in 'n verhouding, of jy 'n soort van in 'n verhouding, of jy's getroud en jy het gedink, maar as ek bietjie tyd en moeite in my huwelik, in my verhouding insit, ek het gehoor, dit is goed om saam stilte tyd te hou, dit is goed om te bid, dit is goed om tyd saam met jou vrou te spandeer, saam met jou meisie te spandeer, dit is goed om hulle nou en dan uit te vat, en jy doen die moeite, jy dink, wow, as ek by die huis kom, dan, ek het nie dalk, dis Januarie, verstaan, maar ek het langs die pad gestop, ek het 'n paar blommetjies getrek, ek het 'n tou om vasgemaak, ek het gegee, en haar eerste reaksie was een van, is dit nou al? Dan dink jy, ja, ek was amper omgery vir hierdie bosblomme wat ek nou vir jou gee, bless you. Ek was amper omgery vir hierdie bosblomme. Dan dink jy by jouself, maar al hierdie moeite wat ek insit, al hierdie tyd wat ek insit, gaan dit nie vir my die resultaat gee wat ek regtig wil hê?
Nou as ek praat van resultaat, een van die resultate en ek hou daarvan om te verwys na die woord resultaat want daar's 'n uitkomste, daar's iets waarvoor 'n mens hoop, daar's iets wat jy graag wil sien. Een van die resultate wat ek regtig glo ons wil sien in ons aanddienste hierdie jaar, is nie noodwendig dat die plek vol sal wees nie, wat great sal wees. Dit is vir enigiemand lekker om te sien dat soveel mense wil groei en in 'n verhouding met die Here staan. Ek dink een van die resultate wat ons wil sien is dat hierdie 'n spasie sal word waar mense nie net volgelinge of hoe kan ek sê mense wat hulle self Christene noem nie, maar mense wat werklik disippels is. Mense wat regtig in 'n verhouding met Jesus staan, wat mense wanneer hulle die dienste kom bywoon, kan 'n mens sien aan die manier hoe hulle leef, die manier hoe hulle lewe doen, dat hulle werklik mense is wat Jesus volg aan alles wat hulle doen. Dit is nie net 'n Sondag ding nie, dis 'n elke dag ding. Dis die manier hoe hulle eet, die manier hoe hulle oefen, die manier hoe hulle met mense omgaan, die manier hoe hulle verhoudings bestuur, die manier hoe hulle werk. Alles van hierdie mense skree net dat hulle volgelinge van Jesus is. En dis die kultuur wat ons wil kweek. So daar gaan bietjie minder, hoe kan ek sê, make-up wees op sonnaande. Die stories gaan baie meer direk wees, die stories gaan baie meer dalk in jou gesig dalk wees, dit gaan bietjie meer konfronterend wees as wat dit gewoonlik sou wees, maar ek glo en ons saam as 'n gemeente het gesit en besef dat ons leef in 'n tyd waar waarheid meer belangrik is as enigiets op die oomblik. Ons is almal op soek na 'n waarheid en dit is so moeilik nou deesdae, net vinnig 'n oomblik, ek moenie sidetrack raak nie, maar my skoonpa wys die hele tyd vir my 'n video van 'n leeu wat by 'n ranger trokkie opspring en dan sy masker afhaal en wys dis eintlik 'n labrador en dan wonder hy wonder regtig, is hier die regte video of nie. So ek dink in die tyd en era waar ons leef rondom AI, kan ek eerlikwaar sê dis baie moeiliker as ooit van tevore om te kyk, ja, is hierdie ding genuine of nie? Maar daar is niks so werklik, so aanloklik soos die waarheid nie. En ek dink dis iets waar ons baie gaan vashou en baie na gaan kyk. Maar miskien sit jy en jy's dalk nou nie hier noodwendig om te hoor oor wat is die resultate wat ons graag wil sien in die aanddienste nie. Jy wil dalk net hoor, Jonathan, ek is op soek na my eie resultate. Ek wil graag in 'n verhouding met die Here staan. Ek is hier, ek is honger, ek wil hom beter leer ken. En jy weet net nog nie of die proses wat jy stap die regte een is nie. Want soos 'n mens besig is om tyd te spandeer, ek het nou die dag in Desember toe ons tyd saam met mense spandeer, toe hoor ek hoe die een ou die volgende woorde uiter. Hy sê, Jonathan, vandat ek begin die Here volg, het my lewe begin moeilik raak. En hy was regtig op 'n plek waar hy gehoop het ek was verbaas om te sê, om Jesus te volg is nie maklik nie. Toe dink ek, nêrens in die woord het dit eintlik maar gesê, sodra Jesus begin volg, gaan dit maklik wees nie. Want ek dink weer eens ons word iets vertel wat nie noodwendig die waarheid is nie. So hier was die uitnodiging en hier's wat ek besef, jy is dalk in 'n reis en jy wil Jesus beter leer ken, maar soos jy hom leer ken, is daar heeltyd hierdie stemmetjie, heeltyd hierdie iets wat vir jou sê, ek weet nie vir die moeite werd is nie. Wanneer dit regtig moeilik raak, wanneer die versoeking oor jou pad kom, of dit nou 'n gewoonte is, of dit dalk 'n iemand is, of dit dalk 'n boodskap is, wonder jy baie keer, maar is dit die moeite om vas te hou aan Jesus? Is dit die moeite werd om die regte ding te doen? Is dit die moeite werd om 'n lewe te leef wat God eer? En terwyl jy dalk hierdie vraag vra, jy's nie die enigste een wat hierdie vraag dalk vra nie. Daar's iemand in die skrif, daar's iemand in die woord wat ons sien, hierdie vraag baie vir homself gevra het. Want daar is 'n resultaat wat Jesus aan elkeen van ons beloof en ons gaan gesels oor daai spesifieke opdrag wat hy vir ons elkeen gee en sê, maar as jy die volgende doen, maak nie saak wat nie, jy gaan lewe en lewe in oorvloed ervaar. As jy gaan die beste oomblik kan ervaar van hoe dit lyk om 'n lewe te leef wat vol is en wat 'n verskil maak. Maar terwyl sy disippels besig is om hierdie opdrag te probeer gehoorsaam, kan 'n mens dink daar's baie versoeking. Jesus in sy tyd toe hy begin het met prediking, toe hy begin het om mense genees, toe hy begin het om mense na die weg toe te lei, het mense baie begin skepties raak want hulle het nie geweet die Messias is op pad en Jesus is besig om amok te maak. Mense kyk oral waar hy opgedaag het, was al gehoor en dit was 'n groot bedreiging vir die Joodse kultuur. En wat baie keer sou gebeur het is die disippels sou baie keer vir hulle self die vraag gevra het, is hierdie werklik die moeite werd? Want om Jesus te volg is nie meer net lekker nie, dis nou gevaarlik. En een van die mense wat ek glo daai vraag gevra het was Judas Iskariot gewees. En ek dink baie keer ongelukkig Judas kry 'n bad rap. So ons kyk baie vandag na Judas en hy's die villain van die storie. Hy's gewoonlik die ou waarna jy kyk en nee, bly weg van hom af. Maar ek dink ons vergeet baie keer, ek dink baie van ons is meer soos Judas as wat ons gedink het. En wat ek dink begin gebeur het is Judas was bereid, hy het Jesus gevolg, hy het gedoen wat hy hom vra, maar soos dit begin moeilik raak, soos dit begin gevaarlik raak,
sê die skrif die volgende, en Johannes skryf hier in Johannes 13 vers 2, en is vir my so opvallend. Hy sê gedurende aandete het die duiwel alreeds 'n saadjie, klein ding, in die hart van Judas, die seun van Simon Iskariot, geplant om Jesus uit te lewer. En let op, wat vir my interessant is daar was 'n saadjie geplant. Daar was nie 'n boom nie, dit was nie net iets groot het ewe skielik ontstaan nie. Dit het begin by 'n klein gedagte. Baie keer wanneer ons op soek is na resultaat, jy weet, jy moet hierdie plan volg, en as jy hierdie plan volg en jy uitkom by 'n plek waar jy Jesus se oorvloed ervaar, waar jy dalk terug na die somerlyf toe gaan, is as jy soveel keer oefen, soveel keer reg eet, dan gaan jy gewig verloor, en baie keer soos jy begin, dan dink jy nee, joh. Nice. Ek gaan net so skuif. Ek wil net iemand se aandag aftrek nie. So ek gaan hier sit, want dit sou my aandag aftrek. Nou is dit fyn. Soos jy besig is met daai, is daar half daai saadjie wat in jou kop opkom om te vra, maar is jy besig met die regte ding? En die ding wat my en jou partykeer wegvat van Jesus af, is nie iets wat ons as prins doen nie. Dis nie iets groot wat opvallend is nie, dis iets klein, dit is 'n saadjie, dis 'n gedagte. En wat ons baie keer doen is ons entertain dit. Ons vat hierdie gedagte en ons hardloop met dit, en ons begin glo ons is nie goed genoeg nie. Ons begin glo, nee, maar dit is nie so nie, en ons begin glo aan iets wat nie werklik die waarheid is nie. En so baie van ons is skuldig wanneer dit kom by hierdie. Maar wat Jesus toe doen en wat Jesus graag wil doen, is hy gee vir ons 'n uitnodiging, 'n opdrag toe, maar as ons net gehoorsaam bly aan die volgende. As ons net die volgende sal doen, dan sal hy vir ons iets gee. Lewe en lewe in oorvloed. Dankie Tannie. Ek sal nie boos wees, dankie Tannie. Dankbaar wees vir ma's. Tannie Lisa is nie my ma nie, maar sy is so 'n ma. Dankie Tannie. Jesus sê die volgende, en ek is net ongelooflik mal oor hierdie gedeelte, en Jesus is hierso besig om iets in te kleer vir ons, iets te vertel, om ons op koers te hou vir 'n lewe wat hy vir ons beloof. Hy sê, ek is die druiwestok, en hy is besig om 'n vergelyking te tref van Johannes 15. Julle is die lote, wie aan my verbonde bly. En ek aan hulle dra baie vrugte. En ek dink so baie van ons kyk na die woorde en ons haak dalk so klein bietjie meer vas by die vrugte gedeelte, maar dis Jesus se belofte. Hy sê bly in my verbonde, en daai vrug wat jy graag wil dra, daai vrug wat 'n verskil maak, daai ding wat jy werklik weet in mense se lewe 'n verandering kan bring, of dit nou is deur gehoorsaam te wees, of dit is om waarheid te bring, of dit is om sagmoedig te wees en empatie te wys en regtig iemand te ondersteun. Hy sê as jy 'n vrug wil dra van iemand wat Jesus volg, bly aan hom verbonde. Want sonder my kan julle niks doen nie. Of ek dink klein bietjie meer anders, niks merkwaardig nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. En hierdie woorde van Jesus is redelik hard geweest, want ek dink rondom die visie wat ons oordroom oor sonnaande, is ons nie op 'n plek kom as 'n gemeente, as 'n groep, waar ons besef dat as ons in Jesus verbind bly nie en ons begin eintlik net ons eie roete volg en ons eie ding doen, gaan ons eintlik maar begin 'n plek raak waar ons net oulike goed sê. Waar ons iets sê om onsself beter te laat voel vir die week wat kom. En al wat gaan gebeur is ons gaan droog word en ons gaan nie goed wees vir enigiets nie. En Jesus sê hier's wat ek wil julle moet besef, en hierdie is dringend en hierdie is iets wat ons moet vashou, bly aan my verbind. Sonder my is jy stadig maar seker besig om dood te gaan, en die teksgedeelte gaan aan. Hy sê bly in my woorde, bly en my woorde in julle. Dan vra dan en ek sal vir julle gee en julle sal dit kry. Dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word. En hy sê dan dat julle baie vrugte oplewer en my disippels word. Jesus sê maar as ons verbind bly, as ons in hom is en ons bly die heeltyd by hom, sal ons by die plek uitkom, ons die resultaat sien vir dit wat ons wil hê, en dit mag wees met wat ook al jy wil bereik hierdie jaar. As dit enigiets merkwaardig is, sê die Here maar bly in my verbind. En ek en my vrou was besig om so klein bietjie stilte tyd te hou, net so voordat ons gewoonlik aan die einde van die jaar sal ons sit en ons sal klomp doelwitte opsit en ons sal 'n klomp goeders wil bereik en sê maar hierdie is wat ons graag hierdie jaar wil doen en hierdie is wat ons wil aanpak, en ons is besig om 'n plan te lees en die volgende woorde kom op en ek wil dit graag met julle deel want dit bind so baie rondom dit wat Johannes geskryf het. Hy sê when you first seek the kingdom of God and his righteousness, as jy in Jesus ingebind bly, your future
is always unfolding at the speed of grace. Ek is mal oor hierdie woorde, want Jesus sê hierso, maar solank as wat jy in my verbind bly, sal ek jou voorberei vir dit wat nodig is. En soos ons praat, en soos ek en my vrou bymekaar kom en gesels oor die jaar wat kom, begin ons agterkom, daar's baie goed wat ons al gedroom het, wat glad nie gerealiseer het nie. Daar's baie goed wat ons gewens het eendag sal gebeur, wat net glad nie besig is om te gebeur nie. Geleenthede wat ons gedink het, wow, maar ons is regtig reg vir hierdie tipe geleentheid. Ons is reg om in 'n spasie te kan staan waar ons mense kan help, waar ons mense kan dien, en dit is net nie besig om te realiseer nie. En soos ons besig is om te praat, besef ek dat eintlik wat gebeur is ons is besig om te wag eintlik op God. En sy eerste uitnodiging is nie om die resultaat te soek nie. Sy eerste uitnodiging is nie noodwendig die resultaat nie. Sy eerste uitnodiging is die verhouding. En Jesus sê maar, glo jy vir my, die geleentheid wat jy soek, sal jy kry as ek glo jy is reg. Die oomblik wat jy graag na smag en dit wat jy graag begeer, glo my, ek sal dit vir jou gee as jy reg is. En as dit die begeerte is wat God oor jou hart wil bring. Jesus se uitnodiging is, hy sê maar as ons verbind bly aan hom, sal ons toekoms ontvou teen die spoed van sy genade, wanneer ons reg is. Die uitnodiging wat Jesus bossies hierso vir ons gee is al wat jy moet doen is doen wat hy jou vra en wag op hom. Dis die uitnodiging, dis so eenvoudig soos dit. Daar's niks ongelooflik of iets teologies daarin nie. Sy uitnodiging is kom na hom toe. En hy sal jou toekoms ontvou teen die spoed van sy genade. Waarvoor hy jou bestem, waarvoor hy jou regmaak. En baie kere mag jy van die opinie wees, maar Here, ek dink nie jy besef hoe oulik is ek nie. Ek dink jy weet wat ek al reg gekry het nie. Glo my, ek is reg. Ek's reg vir daai verhoging, ek's reg vir daai werksgeleentheid, ek's reg vir daai verhouding. Here, glo vir my, ek weet ek is reg. En ek dink die Here is net soos my kind. Bly net verbind aan my. En ek sal, wanneer die tyd reg is, die geleentheid vir jou moontlik maak. Ons sien hier in 'n gedeelte in Jesaja, 'n profeet, waar hy die volgende sê, en ek is net ongelooflik mal oor hierdie woorde. Hy sê, maar die wat wag op die Here, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Ek is net mal oor hierdie. Terwyl ons besig is om te wag, sê die Here, maar hy sal vir ons krag gee. Hy sal vir ons die nodige oomblik gee, die nodige skills gee, die nodige taak gee wat ons nodig het om iets te verrig. En Jesus sê, hier's die uitnodiging, ek wil hê julle moet wag op my. Maar ons is nie baie goed met wag nie, of ten minste nie ek nie. Op die oomblik, as jy enigiets bestel, kan jy druk en hooplik in 2 dra, as dit nie 3 is nie, kan dit by jou werk opdaag of kan by jou huis opdaag. En mag die Here wees met daai persoon, as dit nie na 3 dae afgelewer is nie. Takealot gaan van my af hoor. Want wie op aarde vat 3 dae om iets van Tanzanië af te bring hierdie kant toe? Ek speel, dis nou nie so drasties nie, maar die spoed waarteen alles beweeg is ongelooflik. En ons as mense is besig om te verleer om net baie keer terug te sit en te wag. En Here sê, hierdie is iets wat ek wil hê julle moet doen. Hierdie is iets wat julle moet besef, is wag op my. Ek sal vir julle gee wat julle nodig het. Die vraag dan eintlik maar is, wat doen 'n mens terwyl jy wag? En ek het hierdie gedeelte neergeskryf terwyl ek besig is om voor te berei en eintlik hierdie volgende woorde kom by my op. Hy sê, wie jy word terwyl jy wag is net so belangrik soos dit waarvoor jy wag. Is die persoon wat jy besig is om te word terwyl jy wag vir iets, is net so belangrik soos dit waarvoor jy wag. Want God is besig om elkeen van ons in 'n proses betrokke te ry, waar hy besig is om elkeen van ons voor te berei vir dit waarvoor hy elkeen van ons geroep het. En ek is op hierdie cool reis waar ek saam met my vrou ietsie aanpak, iets baie persoonlik, maar in hierdie reis is daar baie keer wat ek met mense onderhoude het en ek praat oor hierdie ding wat ek noem 'n proses. Almal van ons is in 'n proses waar ons lewe vir hierdie oomblikke van ek kan nie wag om in die bokant van 'n berg te staan nie. Ek kan nie wag om daai promosie te kry nie. Ek kan nie wag vir my troudag nie. Ek kan nie wag vir hierdie oomblikke waar my kinders gebore word en ek vang 'n graad en al hierdie oomblikke waar jy staan en sê maar hierdie is lewe. En die volgende dag gaan dink jy by jouself, is dit nou dit? Is dit dit? En jy voel so leeg en jy voel so
Ek wens daar was meer. Ek wens daar was meer aan hierdie geld. Ek wens daar was meer aan hierdie oomblik. Ek wens daar was meer aan my vrou of my man dalk, nou, so hooplik 2 of 3 jaar ten minste. Ek het gehoop daar soveel meer. En jy het tot die besef gekom daar is nie noodwendig meer nie, want hulle was nie gemaak om jou meer te wees nie. Jy was nie gemaak om die meer te kry in jou besittings nie. Jy was nie gemaak om die meer te kry in die tasbare goed van hierdie lewe nie. Jy was gemaak om die meer te ervaar in Jesus en Jesus alleen. En dis hoekom Jesus sê, maar bly in my verbind en glo vir my, jy sal lewe ervaar soos wat jy moet. En dit sien vir wat dit werklik is. So, ek het 3 punte neergeskryf wat ek ons regtig eintlik maar na toe wil uitnooi. En hierdie is 3 eenvoudige goed wat ons baie herhaal en baie sê in die gemeente. Dis 3 goed wat ons glo elke volgeling volgens moet leef en elke disipel volgens moet leef. Jy moet eerstens begin by, terwyl jy wag moet jy iemand word wat gee. En hoekom jy iemand moet word wat gee, is ons leef in 'n wêreld en ons leef in 'n plek, in 'n oomblik, waar Jesus is so ongelooflik vrygewig in wie hy is. Hy het elkeen van ons lewe gegee. Hy het vir van ons talente gegee, hy het vir van ons, ek wil sê hare gegee, van ons het hy bietjie minder gegee, maar hy het vir die wat hy minder gegee het, hy geseën met 'n baie mooi kop. Ons wat hare het nie, as jy dit afsny, dan is dit nie so mooi nie. So vat dit as 'n kompliment. Daar's 'n oom wat altyd gesê het, ja, die Here het vir almal mooi koppe gegee, maar vir die wat hy, andersom. Maar ek dink julle kry die punt. Ek gaan nie verder op hom uitbrei, ek besig myself in die moeilikheid te praat. Is ons moet lewe om te gee. En Jesus uitnodiging is, hy sê, maar hy gee. Hy seën ons, hy gee vir ons lewe, hy gee vir ons oorvloed. En wat ons baie keer doen is ons hou vas. En hoekom hierdie baie keer 'n sensitiewe onderwerp in kerk is omdat die woord gee word altyd net verwys na finansiëel en is 100% reg, want ek dink Jesus na liefde is die tweede ding waarna hy die meeste verwys is geld. Wat hy weet, wat is die mag wat hierdie in elkeen van ons se lewe kan hê. En Jesus sê maar die uitnodiging dat as jy iemand wil wees wat ek graag wil hê moet wees, is jy iemand wat moet gee. Jou tyd, jou moeite, jou aandag, jou geld. En jy hoef nie bekommerd te wees as jy nou dink aan geld nie, want ek dink baie keer wanneer ons die woord geld hoor, dan dink jy baie keer weer self, joh, maar ek wonder wat doen die pastoor met al daai geld? Wel, ek hoop jy sit gerus met 'n geruste hart vanaand en besef dat die geld wat die gemeente al gegee het, gebruik word om lewens aan te raak en lewens te verander. En weer eens, ek dink daar is 'n goeie verhouding tussen 'n gemeente en 'n lidmaat om te sê, maar ons gee met die vertroue dat die Here gaan doen wat hy moet, en dit is hoe dit moet wees. Maar een ding wat ons elkeen moet besef is, die Here sal sy kerk bou en hy sal die hulpbronne en geld gebruik wat ons gee. Jy hoef nie bekommerd te wees oor dit wat jy saai nie, want ek kan jou waarborg, nie net in hierdie gemeente, maar daar's baie gemeentes al buite, by die geld, en ek weet nie hoe nie, selfs partykeer bietjie gebruik, en die Here maak baie moontlik. Maar sy uitnodiging is, as jy iemand wat wil wees wat ontvang, moet jy iemand wees wat gee. Die Here is so vrygewig en hy het ons elkeen so baie geseën, en baie keer dan is hierdie vir ons 'n moeilike onderwerp om te hoor, want ons dink, nee, ek weet nie of ek so moet gee nie, ek weet nie of dit iets is wat ek regtig moet toepas of moet leef nie. Ek ken julle wil my net vang. Ja, ek dink Jesus is baie duidelik rondom geld. Hy sê, daar's net een baas in ons lewe, daar's net een God wat ons kan dien, en ons kan nie twee dien, en die rede hoekom Jesus dit daarna verwys het, is hy besef wat die krag van geld kan wees. En daarom as jy regtig, en hierdie is 'n uitnodiging, en ek hoop jy hoor dit so, uitnodiging, dat as jy by 'n plek wil uitkom, waar jy regtig iets wil beleef, wat Jesus iets in jou hart wil kom oopmaak, is leef met 'n vrygewige hart. Want wanneer jy gee, maak jou hand oop om te ontvang. En daardeur sê ek nie, joh, maar as jy hierdie maand 10 gee, kerk geheim, dan kry jy volgende maand 20% terug. Dis ook nie wat ek sê nie, glad nie. Wat ek daarna verwys is, wanneer jy gee, wat jy eintlik oopmaak, is jou hand vir die Here om iets te kan doen, baie groter, as wat jy op jou eie kan doen. So as jy wag, en terwyl jy besig is om te wag, wees iemand wat gee. Die tweede een is, wees iemand wat dien. En wanneer ons praat van dien, iets wat ons baie laasweek in ons personele vergadering oor gesels het, is wanneer dit kom by dien, gaan dit, mens kan dien, en dis lekker om te dien, en jy kry baie mense wat
betrokke is en baie mense wat dien. Maar jy kry ook mense wat dien en jy het al gehoop. Jy kyk, jy's nou al 5 jaar op hierdie span en ek hoop eintlik binnekort maak jy klaar. Ek sê dit nou baie regtig en dit klink verskriklik, maar die manier hoe die persoon dien is ja, ek sê jy's vandag gaan ons 'n verskil maak. Julle reg. Die Here is goed. Baie goed vir my en my familie. Welkom by die kerk. En ek dink net by myself, dis nie die postuur wat Jesus aangeneem het toe hy mense gedien het nie. Is wanneer dit kom by dien, dit gaan oor die postuur, hoe ons onsself oopmaak om onsself reg te maak om te sê maar kan ons werklik mense dien? En hierdie beteken nie noodwendig dit gaan altyd maklik wees nie. As jy werklik iets wil beleef en werklik iets wil sien, hoe die Here gaan skuif in ons lewe is wanneer ons self diensbaar maak. Sê maar Here, waar wil U my gebruik? En glo jy vir my, daar's baie plek. Daar's baie seer daar buite. Is net in hierdie week wat verby is, sien ons die ongelooflike seer wat besig is om te gebeur net hier in die Valdriehoek. Mense wat werklik so ongelooflik seer het. En wat ons moet doen is ons moet sê, maar Here, hoe kan ons hierdie mense dien? Want mense het hoop verloor in kerk. So ons sien die sissies van Thomas Sitole wat oorlede is en die sissies is soos, joh, ek weet nie of hierdie kerk ons werklik gaan help nie. En kyk, dit was 'n interessante vergadering, maar ek kan net optel, die manier hoe ons praat, die manier hoe ons omgaan, is hierdie mense het heeltemal hoop in kerk verloor. En hierdie is ons oomblik om vir mense te wys, maar ek dink ons hou baie keer vas in 'n verkeerde prentjie van wat kerk is. As kerk gaan nie oor wat ons kan kry, dit gaan oor wat ons kan gee. En Jesus sê maar wat ons moet doen is ons moet opdaag en ons moet dien. So ek wil elkeen van ons uitnooi. Skryf jou iewers 'n plek om te dien. En weer eens, dit hoef nie noodwendig hier te wees nie. As hierdie nie die plek is waar jy geestelik tuis is nie, skryf jou iewers 'n plek waar jy kan dien. Want anders is jy besig om uit te mis op die persoon wat Jesus jou wil vorm en wat jy wil gebruik. Die derde enetjie is wees iemand wat liefhet. En wanneer dit kom by liefde, is daar net eintlik een vinnige iets wat ek wil noem. Is ware liefde is nie noodwendig wanneer jy iets vir iemand kan gee wat iets vir jou terug kan gee nie. Ware liefde is wanneer jy vir iemand iets kan gee sonder dat hulle iets terug hoef te verwag. Sonder dat jy iets terug hoef te verwag. En daarom wil ek hoop ek en glo ek gaan ons baie geleenthede skep hierdie jaar om te sê maar waar kan ons mense net lief hê? Waar kan ons net opdaag en lief wees vir mense en ek beteken dit kan enigiemand wees. Dit kan 'n uitnodiging wees wat jy gee vir 'n persoon wat jy voel dienste soos hierdie dalk nodig het. Dit kan wees deur vir iemand motivering aan te stuur en te sê maar luister hierso, kan ek net daar wees vir jou? Kan ek daar staan vir jou? Kan ek in 'n plek wees vir jou? Dit is so belangrik om te besef dat hierdie is 'n oomblik waar ons lief kan hê. Terwyl ons besig om te wag en as ons regtig vashou in hierdie 3 goed, glo ek regtig. Nie net gaan jy iets van Jesus ervaar en beleef nie. As jy gaan sien hoe die Here besig is om te skuif in jou lewe. Jesus sê maar bly net aan my verbind. Maar jy mag die vraag dalk vra, hoe presies wag jy op die Here? Hoe op die oomblik is jy besig om te wag vir hom? Is dit 'n ding waar jy sê okay, ek is besig met die resultaat, ek is besig om die goed te doen wat u vir my vra. Ek is besig om betrokke te raak in die proses wat u dalk van my vra. Maar hoe presies doen jy dit? Hoe wag jy op die oomblik op die Here? Ons het 'n teksgedeelte en hierdie is seker een van my gunsteling teksgedeeltes. Nou as ek praat van die teksgedeelte wat ons baie nog gaan vashou in hierdie jaar, is dit Johannes 15:1 wat ek klaar gelees het van Jesus wat vir ons die uitnodiging gee maar sê bly my verbind. Maar hierdie teksgedeelte spesifiek is iets wat ek regtig baie lank by my gebly het. Is terwyl ek nou obviously vir ons elkeen uitnodig gee om te sê maar word iemand wat gee, word iemand wat dien, word iemand wat lief het. Is al baie van ons wat hier sit en werklik seer het. Wat genesing nodig het. Ons baie van ons wat al lank die Here dien en voel maar Here, ek het nodig dat U my moet sien. Ek het nodig dat U regtig by my moet wees. Ek besef daar's baie van ons wat vashou aan beloftes en sê maar Here, ek het nodig dat U woord moet waar word hierdie jaar. Is daar hierdie teksgedeelte waar iemand vir Jesus gewag het. Lank gewag het. 40 jaar om presies te wees. En Jesus daag op en ons lees in Johannes 5 vers 6 die volgende. Jesus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lank siek was, hierdie persoon, en hy langs die bad van Bethesda gelê.
Jy vra Jesus vir hom en hierdie is 'n vraag wat Jesus dalk vir jou wil vra terwyl jy besig is om te wag op hom, terwyl jy besig is om iemand te word wat liefhet, iemand wat gee, iemand wat dien. Vra Jesus dalk vir jou. Wil jy gesond word? En ek is mal oor hierdie vraag want Jesus kan soveel ander goed vra. Jesus kan vra maar het jy 'n wonderwerk nodig? Het jy 'n deurbraak nodig? Jesus kan vir jou ou vra, luister, het jy 'n beter mat nodig om op te lê? Het jy nodig dat ek vir jou 'n brood moet bring? Is jy okay? Het jy nodig dat ek enigiets vir jou moet bring? Maar Jesus vra hierdie spesifieke woorde vir hom en ek hou baie van hierdie. Wil jy gesond word? En ek is weer eens bewus daarvan dat baie van ons wat hier sit nodig het om gesond te word. 2025 was 'n ongelooflike moeilike jaar. Dat dit waar jy jouself nou bevind, die resultaat waarvoor jy regtig gaan vashou, hoop jy regtig. Here, ek het die resultaat nodig, maar ek het genesing nodig. Ek het nodig om gesond te word, ek het nodig om dit te sien, ek het nodig om dit te ervaar. Jesus se uitnodiging is maar hiersoos wat ek wil hê jy moet doen. Bly aan my verbind. Bly by my woord. Bly by my mense. Bly by my. Kom elke dag na my toe. Wees gehoorsaam in die kleinste goed, kom na my toe. En die uitnodiging is Jesus sê maar as ons net hierdie uitnodiging vat. So ons 'n vrug dra. En die vrug hoef nie noodwendig te wees wat jy dink die resultaat gaan wees, 'n nuwe kar of 'n nuwe huis of enigiets soos dit nie. Die resultaat gaan baie eenvoudig net wees dat mense na jou kyk en iets ervaar, iets beleef van wie Jesus werklik is. Glo vir my, daar is nie 'n vrug meer werd as om dit te dra nie. So ek gaan vra, kom ons sluit ons so. Soos elkeen van ons oë gesluit is, wil ek weer eens vir jou die vraag vra. Wat verwag jy hierdie jaar? Wat is die resultaat wat jy wil sien? Jesus se uitnodiging vanaand is kom na my toe. Bly verbind aan my. Sy spesifieke woorde is ek is die druiwestok, julle is die lote wie aan my verbonde bly. En ek aan hulle dra baie vrugte. En as julle aan my verbind bly by my. En Jesus sê, dit is juis hierin dat my Vader verheerlik sal word. Julle baie vrugte oplewer. En my disippels sal wees. Here, ons gebed vir elkeen is dat ons mense geken sal wees, dat ons gemeente geken sal wees vir die vrug wat ons dra. En Here, daai vrug kom uit geen ander plek as uit ons verhouding met U uit nie. So Here, my gebed is, mag ons regtig hierdie jaar oral waar ons gaan, hierdie vrug saam met ons dra. Here, mag ons in die proses betrokke wees waar al wat ons vashou is U. Here, soos enige goeie pa sal U die tyd wanneer dit reg is. Vir ons sê maar, nou is die tyd. Nou wil ek jy moet hardloop, nou wil ek jy moet ontvang, nou wil ek jy moet gesond word. Here, dankie dat ons U kan vertrou. Dat U woord altyd bly staan. Dat U so getrou is. Here, mag hierdie 'n ongelooflike geseënde jaar wees. Dankie dat ons weet U is altyd by ons en U sal ons nooit verlaat nie. Dankie Jesus. In U naam alleen. Amen. En amen. So ek wil weer eens net 'n uitnodiging vir jou rig. As jy nodig het dat iemand saam met jou moet gesels of saam met jou moet bid, ons gaan voorwees en ons wil graag met jou gesels, ons wil graag met jou bid. Maar as dit is vir jou vir die aand, hoop regtig jy reis veilig. Asseblief moenie volgende week mis nie. Volgende week ons 'n lofprys aanbiddingsaand vir ons regtig 'n geleentheid gebruik om Here te loof en prys vir dit wat al vir 14 jaar vir Kompas gemeente doen. So mag jy 'n geseënde aand hê. Kan nie wag meer volgende week te sien nie. Goed gaan. Totsiens.